Baie dankie Dr. Weje. Dit is vir my 'n voorreg om vandag hierso te wees en die woord van die Here aan u te bring. Goeiemôre vriende, familie. Dit is 'n voorreg om almal van julle hierso te sien en dis altyd lekker om van die vooraf te sien hoe mense glimlag. Dit maak 'n mens se hart sommer warm. Mag dit vir jou vanoggend 'n besonderse diens wees waar jy die Here beleef. Hy kom ook om ons hier in hierdie erediens te ontmoet. Ons eerste tree wat ons dan ook in hierdie erediens gee is ons fotum. En dit kom uit Jesaja 38 vers 5. So spreek die Here, die God van jou vader Dawid. Ek het jou gebed gehoor en jou trane gesien. Mag die genadige barmhartigheid en vrede van die Vader, die Seun en die Heilige Gees met jou wees. Amen. Ons gaan dan nou ons loflied sing, Psalm 146 verse 1 tot 3. Ek vra dat u sal let op die woorde van vers 3 waar daar bevestig word dat hy wat alles geskape het jou alleen kan red. Kom ons staan, dan sing ons hartlik saam. Dankie aan ons voorsangers. Ons het vanoggend ook die voorreg om uit die woord van God te hoor en sy wet te hoor, om ons lewens te anker en ons skuld te bely. En ek lees graag vir u die wet voor uit Eksodus 20 vers 2 tot 17. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie. Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid
aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat jou naaste sin is nie. Nou is daar ook geleentheid vanmôre waar ons skuld kan bely. Ek gebruik die woorde uit Romeine 7 as skuldbelydenis. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Dan vind ons ook waar die skrywer in die boek van die Efesiërs, hoofstuk 2, die volgende sê: So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur die sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Uit genade is julle gered. Kom ons staan en ons bid almal saam. O Here, onse Here, barmhartige en genadige God, U wil nie hê dat ons moet ly onder die nood van ons eie sondelas nie. U ken ons ellende en weet van al ons skuldgevoelens waarmee ons worstel. U ken ook ons kommer oor aardse dinge, wat ons sal eet en drink, oor ons kinders en hulle toekoms. Here, ons loof U dat daar by U vergifnis is en dat U nie alleen ons grootste nood weggeneem het nie, maar ook alle ander bekommernisse wat ons het. Baie dankie dat ons hier is en nou na U woord kan luister. Lei ons tog tot nuwe hoop te midde van die moeilike omstandighede waarmee ons daagliks te doen kry. Dankie Here dat U in beheer is van ons lewens en dat ons daarom nie hoef te vrees of met angs na die dag van môre te kyk nie. Nou kan ons leef in geloof, wat elkeen soos ons soos volg bely.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. So bid en bely ons met 'n dankbaarheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Terwyl u so bly staan, gaan ons nou hartlik saam sing lied 488, verse 1 tot 3. Elders skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, om die hele wêreld kan sien eers die lig, onmiddellik hier ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, het prys die bring al die nasies om ons heen, toe die Here naam, deel voor dit naam, onmiddellik hier ons toe. Als een bring herstel vir die wonde, sagte stroom vir die mense met ons sien, o die Here, kan sien dat die verlies, onmiddellik ons hier ons vriend. Die voorsangers kan maar plekke inneem, dankie. Baie dankie, u kan maar sit. Die tema van my prediking vanoggend is, beoordeel jou terugslag in die lig van God se planne. En daar wil ons graag saam lees uit Rit hoofstuk 1, vers 1 tot 6, en dan ook vers 19 tot 22. En ons lees daar, in die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Judea weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Judea. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het egter getrou met die Moabitiese meisies, Orpa en Rut.
Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns, Maglon en Kilion, ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder dat haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. En dan lees ons van vers 19 af verder. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouens het gesê, maar dit is mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara. Want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggetrek en Rut, haar Moabitiese skoondogter, wat by haar was. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. En dan lees ons uit die Nuwe Testament, Hebreërs hoofstuk 12, vers 1 tot 13. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rond ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die Here tugtig die wie hy liefhet. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getugtig word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag ingaan. Wanneer ons getug word, lyk die tug op die aarde op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë, en loop die reguit pad. Dan sal julle wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gesond word. Tot sover die woord van die Here.
Broeders en susters, elkeen van u wat hier sit vanoggend, het al terugslaa in die lewe beleef. Dinge wat u nie verstaan, hoekom gebeur dit in my lewe nie? Hoekom moet ek swaar kry? Wat gaan aan in my lewe? Wat doen ek verkeerd? Wat probeer die Here vir my sê? En ek dink die geleesde gedeeltes van vanoggend is baie gepas vir daardie vraag. Want die boek van Rut vertel 'n eg menslike verhaal van die lotgevalle van 'n gesin en die reaksies wat daaruit na vore kom. Elimelech, Naomi en hulle seuns Maglon en Chilion vertrek na Bethlehem in Judea, na die land van Moab. In hulle eie land was daar hongersnood en hulle het besluit dat Moab 'n beter heenkome vir hulle as familie sal wees, waar daar genoeg geleenthede was sodat hulle sou kon oorleef. Daar was op daardie stadium droogte in Judea en kos was baie skaars. In sulke tye het die mense maklik na dele getrek waar toestande baie gunstiger was. Wanneer Naomi dan ook in vers 21 sê dat hulle vol weggetrek het, wys sy dit nie noodwendig op hulle daaglikse behoeftes nie. Dit kan eerder dui op die feit dat hulle 'n gesin was wat met genoeg middele om die toekoms met rustigheid in te gaan te kon aanskou. Die rede vir die droogte in Judea kan waarskynlik wees as gevolg van die straf van die Here, omdat die volk so sondig was en in opstand, konstante opstand teen hom geleef het. Die sou inpas by die oordeel waarvan ons dan ook in die skrif lees in Levitikus, hoofstuk 26 vers 19 tot 20, waar daar staan, as die volk hulle teen die Here verhard, sal die land nie sy opbrengste gee nie. Wat vir ons egter belangrik is hierso, bly die gebeure in Moab. Elimelech kom te sterwe en so ook sy 2 seuns, wat toe reeds al met Moabitiese vrouens getroud was. In ons tyd sou dit iets ergs ontwrigtend gewees het en baie trane tot gevolg gehad het. Vir Naomi was dit egter nog erger, want daarmee verloor sy alle sekuriteit en die vooruitsig om aan die lewe te bly. Jy weet, in daardie tyd was daar nie iets soos 'n pensioenfonds of 'n polis wat jy vir jou vrou nalaat nie. As jy nie seuns gehad het wat vir jou vrou kon sorg nie, het sy baie swaar gekry. Sy het nie meer 'n man nie en daar was geen kans om weer een te kry nie. Haar seuns, wat die vader se verantwoordelikheid moes oorneem, was nie meer daar nie. Sy was vrou alleen. Ek dink baie van ons het dit al beleef, eensaamheid, wanneer ons alleen is. Maar sy 2 dogters gehad uit heidense huise, skoondogters, wat eintlik geen verpligtinge teenoor haar gehad het nie. Die sake wat in vers 3 en 5 beskryf, vertel van 'n aftakeling van Naomi, wat oor 'n tyd lank gebeur het, en wat haar van alle lewensvooruitsigte beroof het. In hierdie toestand van wanhoop, keer sy saam met Rut na haar land terug. Sy het egter gehoor dat die voedsel wat die Here voorsien het in Judea, daar is en sy wou gaan. En dit het weer hoop gebring in haar bekommerde hart. Vanaf vers 19 word van die tuiskoms van die 2 vroue gepraat. Terug in Bethlehem, waar Naomi nog goed bekend was, het die vroue wat haar eertydse vriendinne was,
haar met verbasing erken. Die vraag in vers 19 is dan, is dit Naomi? En dit dui daarop dat die vroue gesien het, dat daar groot fout was met hulle vriendin. Dit is asof die omstandighede op 'n oomblik vir Naomi net te veel geword het. Dalk het sy besef hoe groot haar ellende werklik is. Nou dat sy weer tussen haar mense is en niks oorgehad het nie. Geliefdes, ek kan vir u vertel, wanneer ek bedien as kapelaan, en wanneer ek met mense praat, ek kry sterk manne wat op ons grense gedien het en die vyand aangevat het. Maar die oomblik wanneer hulle finansiële probleme kry, val hulle hele wêreld in mekaar. En hulle voel hulle kan nie aangaan nie. Die woorde in vers 20 dui verder dan ook op 'n laagtepunt wat sy in haar gemoed bereik het. Haar naam wat direk vertaal kan word met iets soos aangenaam verander na Mara. Dit beteken bitterheid. Wanneer 'n mens jouself so noem en jouself so beleef, is dit werklik 'n teken van die neerslagtigheid wat op jou toesak. Sy is depressief. Dit is iets wat maklik met mens gebeur wanneer jou omstandighede so sleg is en jy self nie meer kan sien nie. Terwyl dit in die geval van Naomi baie maklik raak gesien en uit haar mond gehoor kan word, is dit egter altyd nie so maklik nie. Dit is juis die probleem. Ons raak so gewoond aan slegte toestande, dat ons net meer en meer kla en bitter word in ons lewens, soos wat die sake voortduur. Ons besef naderhand nie meer dat ons in 'n put van swaarmoedigheid wegsak nie. En weet u, dit is wat werklik om ons gebeur. Ons is diep bekommerd oor ons kinders en hulle toekoms, oor ons oorlewing, oor ons veiligheid, oor ons godsdiens, oor ons gesondheid. Ons is bekommerd oor onbybelse wetgewing. En so kan ons voortgaan. Elkeen van ons het ons bekommernisse en ons vrese. Dit is asof 'n onkeerbare stroom van probleme op ons neerdal en ons voel totaal magteloos. In hierdie toestand raak 'n mens wantrouig en krapperig teenoor mekaar, terwyl jou bitterheid niemand onsien nie. Naomi het haar vriendinne nie met blye weersiens gegroet nie, maar het hulle eintlik afgejag. Want sy het net op haarself gefokus. En dis 'n baie interessante ding. Wanneer 'n mens deur probleme gaan, is dit asof jy al jou fokus net op jouself plaas. My bekommernis, my seer, my pyn. Naomi het haarself moedeloos vasgekyk en vasgedink, omdat haar fokus so beperk was. Die groter prent van God se plan met haar lewe kon sy weens haar swartgallige gemoed nie raak sien nie. Sy sou leer dat God nooit iets wegneem sonder dat hy iets in die plek daarvan voorsien nie. Dalk nie soos sy dit wou gehad het nie, maar God doen dit wat vir haar en selfs vir die wêreld om haar die beste was. In die res van die boek kan u meer hieroor nalees. In Rut 3 vers 17 lees ons dat Boas vir Rut graan gee
en sy mag nie met leë hande teruggaan na Naomi toe nie. So op 'n manier voorsien die Here vir haar. En in ons lewens is dit dan ook so, dat die hand van God in ons lewe ook 'n baie groot rol speel in alles wat ons doen. En daar lees ons dan ook in Hebreërs 12, vers 11, waar die volgende staan. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Kan jy sien in die lewe van Naomi hoe die Here voorsien het? Sy was gelukkig om daardie vrug van die geregtigheid in haar lewe te kan sien en te kan beleef, deurdat die Here vir haar voorsien het. Sy moet egter baie jare op geen God se seën wag, maar dit het gekom. Ons moet waak om nie te verwag dat God dadelik ons probleme sal oplos nie. Soms wag 'n mens lank daarop en word die werklike winsjare later eers behaal en selfs eers in ons nageslag. En ek sien dit baie keer in die lewens van my kollegas wat predikante is. Die pa begin 'n bediening en sy bediening groei tot op 'n sekere area, maar die seun wat saam met die pa in die bediening is, sy bediening is groter as die pa se bediening. So partykeer kom die seun in die nageslag ook. En ons moet waak om nie te verwag dat God dadelik sal voorsien nie. So moes die Jode wat in ballingskap weggevoer is 70 jaar wag om na hulle beloofde land terug te keer. Ons moet dus leer om geduldig te wees, omdat God se tyd nie ons tyd is nie. Die mense van die Ou Testament wat in die nood van sonde vasgevang was, moes nog wag op die koms van die Seun van God, deur wie hulle verlossing bewerk sou word. 'n Verlossing waarvan reeds in die boek van Rut met die geboorte van Obed ter sprake is. Hy was die oupa van Dawid, uit wie se nageslag Jesus Christus gebore sou word. Jesus, die lang verwagte Messias van die Ou Testament, het ons sonde gedra en die dood oorwin. Hy het alle magte oorwin waaronder ons ly. Dood, eensaamheid, geldelike spanning, siekte en so meer. Geliefdes, u weet wat u vanoggend hierso in u lewe deurmaak. Die woord wil vir elkeen van ons egter kom bemoedig, omdat die verlossingsplan deur God voorberei is en geen aardse aanvalle of probleme kan dit ongedaan maak nie. Luister weer wat staan in die volgende vers in Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rond ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ons oë gefestig op Jesus, die volëinder van ons geloof. Ons oë gefestig op Jesus Christus. Geliefdes, ons kan deur ons trane, ons kommer, ons teleurstellings en ons neerslagtigheid God se hand sien as ons aan die Here Jesus vashou. En saam met hom in sy krag die toekoms ingaan. Ek wil vanmôre vir u 'n storie vertel
Baie keer wanneer ons deur pyn, hartseer en terugslag gaan, dan wonder ons, is ons ooit iets werd? Wat is die waarde van ons lewe? En eendag kom 'n jong man by God aan en hy vra vir God die vraag: wat is die waarde van die lewe? En God gee vir hom 'n groot klip en hy sê, vat hierdie klip en vind uit wat die waarde van hierdie klip is. Opgewonde vat die jongman die klip en hy stap eers na 'n man toe wat 'n stalletjie het wat lemoene verkoop. En hy sit die klip op die tafel neer en hy sê vir die man, wat is die waarde van die klip? Hoeveel lemoene sal jy my gee vir hierdie klip? En die man kyk so na die klip, kyk en hy sê, ek sal jou 10 lemoene gee. En hy sê, wil jy dit hê? Hy sê, nee, die Here het vir my gesê, ek moenie hierdie klip weggee nie, maar dankie, ek wou net geweet het wat die klip werd is. En hy stap na 'n volgende stalletjie toe, en hier is ons 'n man wat aardappels verkoop. En hy sit die klip op die tafel neer, en hy vra vir die man, wat is die waarde van die klip? Hoeveel geld sal jy my gee vir die klip? En die man kyk na die klip en hy sê, ok, ek sal jou 'n hele sak aardappels gee vir die klip. Gaan ons ruil? Hy sê nee, en hy verduidelik ook aan die man dat die Here het vir hom gesê, hy moenie die klip verkoop nie. En hy besluit toe, hy sien ook aan die pad is 'n juwelewinkel. En hy gaan die klip na die juwelewinkel toe vat. Hy kom in en hy sit dit op die toonbank neer. En die persoon wat daar so werk, kyk na die klip en sê, hierdie is 'n robyn. Ek sal jou 5 miljoen rand gee vir hierdie robyn. En die man sê, nee, ek wil nie dit verkoop nie. En die man agter die toonbank sê, ok, ek sal jou 10 miljoen rand gee vir hierdie robyn. Hy sê, nee, ek wou net die waarde geweet het. Die Here wil nie ek met die klip verkoop nie. En hy stap uit die winkel uit, en hy sien aan die ander kant van die pad, 'n winkel wat spesialiseer in edelstene. En hy vat die klip in, terwyl hy instap, kyk die man met verbasing na hom. En die man maak onmiddellik 'n mooi rooi tafeldoek oop, en hy vat die klip en hy sit hom daarop neer. En hy stap om die klip, en hy stap om dit, en hy vat aan sy kop, en hy krap sy kop, en hy kyk na dit, en hy kyk na dit. En hy sê vir hom, weet jy wat? Daar's nie genoeg geld op hierdie hele aarde dat ek hierdie klip, hierdie robyn by jou kan koop nie. En die man vat toe die klip terug na die Here toe, en hy kom by die Here, en hy vertel vir die Here wat gebeur het. En hy vra weer vir die Here, wat is die waarde van 'n lewe? En die Here verduidelik vir hom, daardie klip is soos jou lewe. Mense kyk na jou met 'n sekere vlak van kennis wat hulle het, 'n sekere vlak van insigte wat hulle het. En dan maak hulle 'n bepaling oor wat jou waarde in die samelewing is. Hoeveel jy werd is. Maar ek het vir jou my seun gegee om aan die kruis te sterwe, want jy is van onskatbare waarde. En vanmôre geliefdes wil ek julle aanmoedig, as jy deur beproewing gaan, deur hartseer in jou lewe, bly by die woord van God. Laat die woord van God jou troos, want weet jy wat, jy is van onskatbare waarde vir God. Toe God jou gemaak het, het hy iets baie moois in jou raak gesien, iets spesiaal. Jy is 'n kind van God. Jy weet, toe ek op skool was, het ons 'n skoolorkes gehad, en ons het 'n onderwyser gehad, en hy het my vertel dat, hy het so af en toe, roep by een van sy kleinkinders, dan sê hy, kom gou hierso, oupa wil vir jou ietsie sê. En wanneer die kleinkind by hom staan, dan sê hy,
Oupa wil net vir jou sê, van al die kleinkinders, was jy altyd my wit broodjie. Maar jy moet dit vir niemand sê. En dan stap hy kind weg, want hy het 'n hart vol van vreugde. En na so rukkie, dan roep hy sy ander kleinkind en sê, kom hier so. Oupa wil vir jou iets sê, maar jy mag dit vir niemand sê nie. Van al die kleinkinders, was jy altyd my wit broodjie, maar moet dit vir niemand sê nie. En so het hy dit met al sy kleinkinders gedoen. En die Here wil vir jou vandag sê, jy is my wit broodjie. Ek het jou gemaak, ek het jou geskape, ek ken jou probleme, ek weet waardeur jy gaan. Ek weet die lewe waardeur jy nou gaan, het sy uitdagings. Maar hou vas aan my woord, lees my woord, spandeer tyd met my. Jy weet, baie keer wanneer ons bid, gaan sit ons in ons stilte tyd en ons bid. En ons praat ons hart uit met die Here vir 5, 10, 15, 20 minute en dan staan ons en ons loop. Maar baie keer is dit asof die Here vir jou sê, stop 'n bietjie. Jy het nou vir 20 minute gepraat. Sit net bietjie stil en luister. Ek wil nou met jou praat. En ons moet tyd maak daarvoor, waar die Here met ons kan praat en met ons kan deel. Elkeen van u ken die oomblikke of lang tye van moedeloosheid en neerslagtigheid wat u oorval. Ons leer egter by Naomi dat ons op die Here moet vertrou, wat sonder ons medewete en verdienste klaar die uitkoms in ons hand gesit het. As gemeente en gelowiges kan ons dus deur beproewings die oë op Jesus hou, want hy lei ons in die geloof en eindelik oorwin ons en sal ons nie meer so bekommerd wees oor ons daaglikse uitdagings en beproewinge wat ons deurmaak nie. Hou vas aan Jesus. Hou vas aan die soem van sy kleed. Bly by sy voete. En jy sal nie hoef bekommerd te wees oor enigiets wat in jou lewe gebeur nie. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Skepper en onderhouer van alles wat bestaan. Dankie vir die troos om te weet dat ons nooit sonder u versorging leef nie. Al gaan ons deur donker dieptes met swaarmoedigheid in ons harte en al lyk die toekoms vir ons donker, weet ons, u is steeds in beheer van dit wat ons deurmaak. U seun het immers die oorwinning behaal oor alle magte op aarde en daarin deel ons saam met hom. Laat u Gees ons lei om nooit moed te verloor nie, of aan u redding te twyfel nie. Al sien ons dit nie nou nie, Here, weet ons dat uitkoms vir elkeen van ons ook sal kom op u tyd, omdat u ons liefhet. Ons bid dit met dankbaarheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die offergawes om opgeneem te word. Ek weet verseker
Kan ek vra dat ons almal sal opstaan vir die sing van ons loflied en dan maak ons die Here se naam groot. Ons lied 308 verse 1 tot 5. Dankie. Ek kan staan. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here u seën en behoed. Mag hy sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag hy sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Amen.